Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag lees ons Markus 10 vers 1 tot 16. En ons sien basies 2 dele hier. Verse 1 tot 12 handel oor Jesus se lering oor die huwelik en egskeiding. En Jesus se ontvangs van die kinders, hoe Jesus met kinders hanteer en reageer in verse 13 tot 16. Nou, die boodskap wat ek uit hierdie deel neem, is dat God se waarheid en bedoelings vir verhoudings en geloof is heilig, standvastig, maar tog eenvoudig en moet met nederige en kinderlike geloof aanvaar word. Jesus beklemtoon hier die oorspronklike bedoeling van die huwelik as 'n permanente verbintenis en hy wys dat die koninkryk van God aan hulle behoort wat dit met 'n kinderlike vertroue en nederigheid ontvang. Nou, die sleutelvers in verse 1 tot 12 vir my is vers 9 waar Jesus sê wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. En ek verstaan hieruit dat die huwelik is 'n Godgegewe verbond, nie net 'n menslike kontrak nie. Ek sien iets hiervan dat Jesus kom herstel die oorspronklike bedoeling van die huwelik soos wat God bedoel het in Genesis 2, 'n lewenslange eenheid en verbintenis tussen 'n man en een vrou. En dan wel egskeiding mag deur die wet toegelaat wees, soos die Jode dit op die tyd gehad het, maar dit weerspieël nie God se perfekte wil vir die huwelik en vir gesinne nie. Jesus leer ons dat dit nie net gaan oor die letter van die wet wat ons volg nie, maar dat ons die hart van God, ons Vader, moet verstaan en uitleef. En dan 'n baie mooi deel, verse 13 tot 16 met vers 15 wat ek wil uitlig, waar Jesus sê, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Nou ons weet, kinders is belangrik vir Jesus, kinders is belangrik vir God. Ek en jy is 'n volwassene is 'n kind in sy huis, maar ons kinders is net so belangrik vir God. En hy neem hulle in sy arms, hy seën hulle, en hy wys aan hulle, toon aan hulle, dat hulle waarde het as persone. Kyk hoe lief het Jesus die kinders, nie oor wat hulle vir hom kan doen nie, oor wie hy hulle gemaak het. En om in God se koninkryk in te gaan, moet ons soos kinders wees, vol vertroue, oop, nederig en afhanklik van God, dat hy sy belofte gestand doen wat hy vir ons in sy woord gee, en staan op sy belofte, soos kinders. Maar die disippels, soos wat ek en jy maar baie keer sou wou doen, wil die wat nie so belangrik is nie, die kinders wegkeer, in ons oë nie so belangrik nie. Maar Jesus wys dat die koninkryk nie net vir volwassenes of die geskiktes is of die belangrikes is soos wat ons as mense graag wil kyk nie, maar vir elkeen wat na hom toe kom met 'n opregte hart. En dis vir wie God se koninkryk is. Kom ek en jy vandag met 'n opregte, oop, eerlike hart voor God. Kinders wys dis vir ons tekenend van die tipe geloof wat God verlang. Nie trots, eie geregtig, slim redenasies of status nie, maar 'n suiwer oorgawe. Wat neem ek dus hier uit hierdie deel? Ek wil hê dat ek en jy bietjie moet dink oor ons huwelik. Volg ek en jy God se plan van liefde en eenheid en trou? Of volg ons maar slegs kulturele norme en wetlike vereistes soos ons dit interpreteer? En dan tweedens, my en jou geloof en verhouding met God. Kom ek en jy met nederigheid en afhanklikheid soos 'n kind wat sy ouer vertrou? En dan natuurlik ook, kinders is deel van die liggaam van Christus, nie net die toekomsleiers nie, maar ook deel van vandag se geloofsgemeenskap, waar ek en jy kan inspreek en seën. Mag jy 'n geseënde dag hê vandag. Mag my en jou huwelike God se hart blootstel en blootstel aan die wêreld, tentoonstel aan die wêreld. En mag ek en jy met kinders en die wat ons dink swakker in die geloof is, mag ons hulle so hanteer dat hulle eie waarde, dit sal weerspieël hoe God na hulle kyk en hoe God oor hulle voel. En mag ons weet dat ons saai
in kinders as deel van ons getuienis van God se hart van liefde wat hy in ons kom deponeer het. Groete en seënwense vir jou.